Familie en vriende, dankie dat u hier is om vir oulaas te kom afskeid neem en ook te kom groet. Ek wil net vra dat die familie wat daarmee vereel is, net vir ons vorentoe kom om die kers van herinnering en ook maar die twee ander kerse wat aan weerskante van die blomme is net aan te steek is. Dat die kerse van herinnering brand en ons weer ons sitplekke neem. Vir altyd in ons harte, toediens van Matthys Wilhelm Christian Geloy, gebore die 25ste Desember 1956 en oorlede die 28ste Februarie van 2026. Die familie stuur vir my hierdie gedagte en Spreuke. Praat jy vir die wat self nie hulle sê mag sê nie. Kom op vir die reg wat soms te gronde gaan. Praat en lewer regverdige uitsprake. Laat reg geskied aan die armes en ook die ellendiges. Ons Hemelse Vader, ons harte is stikkend met die heengaan van 'n man, 'n pa, 'n oupa, 'n broer, maar ook 'n vriend. En wanneer ons in hierdie uur hier is om vir oulaas te groet, dan is daar baie dinge wat in ons hart aangaan. Daar is mooi dinge wat ons onthou, maar ons harte is stikkend. En dis juis in 'n uur soos hierdie waar ons soek na 'n ankerplek, wanneer dit partykeer voel of die mat onder ons voete uitgeruk is. En daarom wil ek bid vir elkeen van hierdie familie en vriende, dat hulle die mooi dinge sal onthou, maar ook u beloftes. Die beloftes wat nooit sal vergaan nie. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Die troostwoord van ons Here volgens in Openbaring hoofstuk 2 vanaf vers 8. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna. So sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van mense, wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar tot in die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom. En julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê.
En die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Ons lees tot sover. Nou, ek het hierdie gedeelte gekies, wat eintlik dink ek goed pas by die gedeelte van Spreuke, wat die familie vir my gestuur het. Nou, die gemeente van Smyrna is 'n dorpie in Turkye vandag, en dit bestaan vandag nog. Hy het nou net 'n ander naam, Izmir. Maar het bestaan vandag nog. Dit is 'n interessante stad, waar hierdie interessante troostboodskap vir ons opgeteken is. Dit is 'n geweldige ryk stad in sy dae gewees. En in hierdie groot en ryk stad was daar een baie besondere straat. En hierdie straat, hulle het dit genoem Godestraat, was al die groot tempels. Die tempels van Zeus was daar, die tempel van Apollos was daar, al die indrukwekkende geboue was daar. En die ouens wat belangrik is, se kantore was daar. En tussen al hierdie ryk mense, het die koninkryk van God by die arme mense begin. Die kerk van ons Here Jesus Christus. En dan was daar 'n interessante tempel, die tempel van die keiser. En eenmaal 'n jaar moes elke ou wat in die dorp gebly het, by die tempel 'n draai maak om die keiser te aanbid. En dan het hy 'n sertifikaat gekry om te sê dat hy sy geestelike verpligtinge nagekom het, sy belasting betaal het. En daarmee, as dit hedendaags klink, dit kom al 'n lang pad, nie? As hy daai sertifikaat het, kan hy besigheid hê. As hy daai sertifikaat het, kan hy sê dat hy voldoen aan al die vereistes vir die dorp. En die ding het meegebring dat die arme mense wat nou vir Christus aanbid, nie na hierdie tempel toe gegaan het. Want in hulle hoek was daar net een heerser, een koning, en dis die Here Jesus Christus. En dan het dit meegebring dat hulle nie met al die besigheid kon doen nie, hulle is op neergesien, maar ek dink die slegste van die goed is, as daar nou aardbewings wat in daai omgewing nogal redelik gereeld voorkom het, dan was dit die Christene se skuld. Want is omdat hulle nie die regte goed gedoen het nie. Want daar 'n aardbewing was, of 'n vloed, of 'n droogte, of iets dergeliks, het hulle die skuld gekry. En dan is dit interessant hoe die Here Jesus Christus met hierdie gemeente praat op 'n baie besondere manier. Hy sê in my hand hou ek die 7 sterre vas. En hierdie 7 sterre is die leraars wat die rigting en die koers bepaal. En dan gee hy die boodskap. Om te sê, hierdie boodskap moet die leraar oordra vir hierdie gemeente. Hoor nou hoe begin hy. Dit is nogal indrukwekkend. Hy sê, so sê hy wat eerste en laaste sê. Nee? Jy nou al gewonder het, Alfa en Omega, die eerste en die laaste. Wie die eerste sê by jou geboorte? Wie besluit dat jy gebore sal word? Om jou mens te maak met jou eie persoonlikheid. Nee, dis as dit nie eintlik altyd verstommend nie. Ek sit nou kyk hierdie kleintjies. Selfe ma, dieselfde pa, maar heeltemal verskillend. Selfde opvoeding, nee. So is dit ook met Matthys. Tussen sy broers, nog die familie, op sy eie uniekheid. Hy is die alfa om te bepaal wanneer het kom. Hy is ook die een wat die laaste sê, nee. David sê dit baie mooi, vir die dood is vir God, nee. Die dood van 'n getroue dienaar is vir God geen geringe saak. Dis goed deurdink, dis goed in sy plek gesit. Die uur was presies vol. En nou praat hy en sê, ek praat met julle, ek is die eerste, ek het bepaal wanneer julle gebore sal word, en ek is ook een wat bepaal wanneer die laaste sê sal wees. Hoor mooi, ek was dood en ek het lewend geword, sodat julle ook kan weet. Daar's opstanding vir elkeen wat dood. Kom ons gaan verder. Hy sê, maar ken julle swaar kry, julle armoede. Nou die woordjie wat hy hier gebruik vir armoede, ek verstaan dat julle absoluut niks het. Ek verstaan dat julle absoluut niks het. Nie eers kos vanmôre nie. Ek verstaan dit seker. En ek dink hier sit 'n groot troos. Dit sê ek verstaan waar julle sit. As julle in rou is, as jy niks het om te eet nie, erken dit.
Ek weet ook dat julle partykeer maar seer kry in hierdie wêreld. En dan sê hy, bly net getrou tot die dood toe. Julle sal die lewe as kroon kry. Kom ons gesels dalk so 'n bietjie oor hierdie storie. Nou hierdie kroon is nogal interessant as hy nou oor dit praat. Hy sê hierdie kroon is 'n kroon wat jy al in hierdie lewe kry. Maar jy dra hom eintlik van hierdie lewe af deur na die volgende lewe. Met ander woorde, ons is eintlik koningskinders. Al is jy dalk met armoede toegevou, al is jy met swaar kry toegevou, bly jy net getrou tot die einde toe. En dan sê hy, as jy dit kan doen, sal die ewige dood nie daar wees. Dit sal van hy tweede doen. Dat sal dit nie oor jou kom. Nou hierin is 'n geweldige stuk hoop opgesluit. Kom probeer dit so verduidelik. Die Here Jesus Christus met sy koms aarde toe, het hy die ganse bestaan van die mensdom verander. Net of jy 'n voorbeeld gee. Het jy al die Ou Testament gelees? Dis net die een oorlog op die volgende oorlog en die een mislukking op die volgende. En toe die Here Jesus Christus kom, sy liefde het die wêreld kon verander. Ek wil myself dit nie eers voorstel hoe dit vandag sou gelyk het as hy die mens kon word. Die bietjie goed wat ons hier ervaar, en die bietjie liefde wat ons ervaar, en die bietjie wat ons mekaar omgee en vergewensgesindheid ervaar, is te danke aan Jesus Christus ons Here. En ek wil hê jy moet mooi verstaan, dis al iets van die kroon wat ons dra, omdat ons koningskinders is. Al kry ons swaar, al staan ons by 'n graf, ons kan mekaar met 'n ander troos bemoedig, want ons ken die een wat die groot verskil maak. En dan kom hy oor hierdie storie van ek is die Alfa en die Omega. Ek het jou nie net aan mekaar gesit in die skoot van jou moeder nie, maar ek het ook vir jou uit die dood opgestaan. Ek was dood en ek lewe weer. En hierdie stad aan wie hy dit skryf, Smyrna, was 'n stad wat ook een slag met die aardbewing heeltemal plat gewees en weer moes opstaan. So ek dink dis hoekom hy dit gebruik het vir jou. Hy sê as ek heeltemal plat geslaan word, waar kry ek die krag om weer op te staan? Dis die opstandingskrag van Jesus Christus. Ook by die dood maak ons staat op hierdie opstandingskrag wat eintlik ander verstand te bowe gaan. As hy oor Lazarus, maar net 'n gedagte, nee. Lazarus praat met die dood. Ek is altyd as ek oor Lazarus praat, en dink ek, kan dit wees dat hy in 4 dae die hemel is, dan nie weer terugkom aarde toe? Dit moet iets verskrikliks wees. En dit net om vir ons te wys dat hierdie God wat ons aanbid, kan die onmoontlike doen. Want in daai tyd het hulle geglo, as jy 4 dae in die graf is, op die 3de dag het liggaam, siel en gees mekaar verlaat en kan niemand meer iets doen. Toe kom Jesus Christus op die 4de dag. En toe wek hy hom op, net om te wys, wanneer jy dink dis onmoontlik, is dit moontlik. Dis die opstandingskrag waarvan hy hier praat. Hy sê ek wat gesterf het, maar uit die dood opgestaan. Hoe kyk jy na die graf vandag? Het jy die man al ontmoet, wat nie die wêreld wil verander het en 'n beter plek maak, en jy al die man ontmoet wat uit die dood opgestaan, sodat die band van die dood gebreek is. As jy vandag voor 'n graf staan, kan jy hom sien. Ken jy hom wat jou uit die dood kan laat opstaan? Die kroon wat ons dra is 'n blywende kroon. Ek het al baie keer gewonder,